Here ons verheerlik U. Laat die Gees van die Here sy werk sal doen. Dat ons terug sal staan vir U grootte en heerlikheid. Al die lof en die eer, prys sy naam. U mag U sit met U. Prys die Here. Woord die Here. Ek wil net weer eens baie welkom sê aan elkeen. Ek het nou so paar gesit en gesien wat ek baie lank los gesien het. En ek is bly julle is in die huis van die Here. Sondagoggend het ons iets voorberei. Ek wil nie uitstel nie, hulle gaan begin daarmee. So ons gee die kindertjies 'n geleentheid om ons te wys dat die sondagsskool op hulle hart het vir ons. Prys die Here. Hallo. Geliefdes, goeiemôre. Vertrou jou van elkeen van julle is bly om volgende te wees. En net van ons van die sonnaskool personeel en van die kinderslag baie dankie vir elkeen vir opgeleid uitgekoop het en ook hierdie hele week en die week voor dit tyd uitgekoop het en tyd gemaak het vir ons kinders. So ek het al verduidelik het. Ons die sonnaskool al agter die heel eerste keer. As jy by 'n sonnaskoolklas inloop, dan leer hulle jou om ietsie in te kleer. Veral as jy in graad 1 of in graad R is. Ons wil vanoggend bitter graag vir julle ietsie inkleer. Daar gaan 'n paar kere wees wat julle met interact, soos die Engelsman sê, as julle gaan vra om saam te werk saam. Julle ken nie die skrif nie, julle gaan dit leer ken, glo vir my. Maar kom en geniet wat ons vanoggend vir julle voorgee. En wat die Here vir oggend vir julle wil voorgee. Jesus word verraai en gearresteer. Jesus was besig om met sy 12 disippels te gesels. En Judas, een van die 12, opdaag met menige manne. Dat is ongeveer so tussen 200 en 600 gewapende manne, almal met swaarde en stokke. Judas loop na Jesus en hy sê vir hom, Jesus sê vir Judas, Jesus vra vir die skare, Wie soek julle? Jesus van Nasaret. Dit is ek. is dit nie wonderlik, die krag van koning Jesus se naam, net om te sê, dit is ek. En 260 mense, en manne, gewapen, op die grond geval. Jesus voor Pilatus. Jesus word tot voor Pilatus gebring.
Pilatus vra vir koning Jesus, Is u die koning van die Jode? waarop Jesus dan antwoord. U het dit gesê. Pilatus sê vir sy owerpriesters en vir die skare, Ek vind geen skuld teen die man. die skare dring aan en hy maak die skare baie oproerig. Soos die storie ken, was dit Barnabas en Jesus. Ek dink ons moet vir Barnabas hou en vir Jesus laat gaan. Wat dink julle? Wie moet gekruisig word? Jesus! Ek dink Barnabas moet gekruisig word. En nie so nie. Wie moet gekruisig word? Die skare dring aan en hy maak die skare baie oproerig. Herodes was baie bly om Jesus te sien. Hy het al 'n geruime tyd 'n begeerte gehad om Jesus te ontmoet. So jy noem jouself die koning van die Jode, is ek reg? Niks vir jouself te sê nie. Niks vir jouself te sê nie. Ek het baie vrae vir jou, koning Jesus. Maar dit lyk vir my nie, jy het vandag so vir my te sê nie. Herodes en sy soldate, Jesus met groot veragting behandel en hom vreeslik gespot. Jy vergeet om Jesus te spot, te lag vir hom. Jesus word gespot, nie? En hulle lag hom. Jesus word gespot en gegeesel. Jesus word gegeesel 39 keer met swepe en gemaak van been en yster, wat vlees van die been afruk en wat mense tot die dood los. Nadat Jesus 39 keer gegeesel was, het hulle gekom en hulle sit 'n doringkroon op sy kop. En met stokke het hulle die doring in sy kop ingepenetreer. Soldate kom en plaas 'n pers kleed op hom. En gee hom 'n stok as 'n scepter. En lag en skree op die koning van die Jode. Hy word geskop en geslaan. En sy gesig en sy baard word uitgeruk. Jesus word opgespoeg, wat in daai tyd een van die ergste vernederings was. Jesus dan natuurlik word gekruisig. Jesus word forceer om sy eie kruis te dra, die ou ruwe kruis op oopgewonde rug, en hulle slaan en skop hom as hy val met sy kruis.
Jesus te swak om sy eie kruis te dra, kry jy met die soldate, Simon van Cyrene, om Jesus te help om sy kruis te dra. Op Golgotha, die plek van die hoofskedel, is Jesus gekruisig en massiewe spykers aan die kruis gehang. Deur sy hande en voete, maar sy bene was nie gebreek soos die manne links en regs van Jesus nie. Op die 6de uur was daar duisternis oor die hele aarde, tot op die 9de uur. Jesus roep uit, My God, waarom het U my verlaat? Jesus is dors, vra vir 'n bietjie water, en soos 'n dier gee hulle hom 'n sein op 'n riet. Maar hy het nie geneem. Jesus roep weer uit met 'n groot stem, en het die Gees gegee. Dit is volbring. Die voorhangs het geskeur en die aarde het gebewe. Rotse het geskeur en gebreek. Grafte het oopgegaan en baie liggame en ontslapende heiliges het opgestaan. On a hill far away stood an old rugged cross, the emblem of suffering and shame. And I love that old cross with the dearest name. For the world lost sinner was slain. So I cherish the old rugged cross till my joys at last I lay down. I will be the old rugged cross and exchange it someday for a crown. In that old rock stained with blood so divine, they walk this beauty unseen. What was wrong? That old rock, Jesus suffered and died to pardon and sanctify me. So I'll cherish the old rugged cross till my joys at last
lay down and I will cling to the old rugged cross and exchange it someday for a crown. To the old rugged cross I'll ever be true. In shame and reproach, gladly bear. They'll call me someday to my home far away, where His glory forever I'll share. So I'll cherish the old rugged cross. Though my joys and life I lay down, and I will cling to the old rugged cross and exchange it someday for a crown. And I will cling to the old rugged cross and exchange someday for a crown. Jesus word begrawe. En toe dit aangeword het, 'n ryk man Josef wat ook 'n disipel van Jesus was, na Pilatus gekom om te vra om Jesus se liggaam te kan vat om te gaan begrawe. Jesus is begrawe in 'n nuwe gat wat uit God getap was. 'n Groot steen word voor die opening van die graf gerol. En soldate van Pilatus van Jesus gesien het gevra dat soldate voor die graf gesit moes word, sodat sy disippels nie sy liggaam weggevat of weg sal vat soos hy gesê het, en dan sal hy opstaan na 3 dae. Op die 3de dag, die eerste dag van die nuwe week, het 'n engel neergedaal en die steen weggerol en Maria Magdalena het dit aanskou. Die engel se gedaante het voorgekom soos weerlig. Kleding soos sneeu en daar was 'n groot aardbewing. Die wagte was so bang oor dit siening beleef en hulle het soos dooies geword. Die engel sê, Julle sien maar Jesus, hy is hier, hy opgestaan. die graf versleep en die doek belê.
Jesus verskyn aan sy disippels en hy gee vir hulle die laaste groot opdrag. Matteus 28 vers 19 en 20. Gaan daarmee, maak disippels van al die nasies, doop hulle in die naam van die Vader, die Seun en die Heilige Gees. Leer hulle alles wat ek julle geleer het. En ek sal by julle wees tot in die volleinde van tyd. Amen. Staan ons voor. Papa, mamma, oupa en ouma, dankie vir jou ondersteunende liefde en omgee. Dit was lekker om jou hier te hê, want dis julle wat nog in ons kinders belê. Hierdie vertoning was weer net 'n bewys wat het Jesus gedoen vir ons op die kruis. 'n Klein herinnering van Jesus se vernedering, gevang, gespot, geslaan en dan staan alleen by die kruis, maar nie teen 'n verlies. Aanhou Christus hang, natuurlik was hy bang. Vir ewig verslaan, so het die duiwel dit verstaan. Nee oor, nee, ons Jesus het weer opgestaan. Die graf is leeg en die boeke lê. Weereens is die Satan uitoorlê. Alles tannie Karin. Kom staan asseblief hier sodat ons almal tannie kan sien. Nou kom tannie ons bedien en dit is lekker om te sien tannie die Here dien. Vir ons is tannie en Tien 10. Nog 'n lewensjaar gespaar, tannie Karin, vir ons kinders is tannie baie liefde. Geluk met tannie se verjaarsdag. Baie liefde soos vir personeel en kinders. Gaan vra dat almal staan en ons lekker saam sing. Dan is dit reg. 1, 2, 3. Deels geluk, liefde, omdat jy verjaar, mag die Here jou seën en nog baie jare staan. Hip hip, hoera! Hip hip, hoera! Nog 'n pik, hoera!